tussen woorde en karakters is daar 'n wêreld wat vir my wag. Ek leer en ek speel saam met almal net in die storiekas. Die dae in die groot bos het vinnig verbygegaan. Die sonnetjie het al later in die oggende begin opkom en al vroeër in die middag begin sak. Die nagte was al 'n bietjie langer en het begin koeler raak. Ekkie eekhoring sit hoog in sy groot ou akkerboom en kyk uit oor die groot bos. Ek het so gedink, Sê hy, en kan sien hoe die bome se blare begin verkleur. Die groen blare begin geeler en meer oranje raak. Sommige blare van die bome is sommer al mooi donkerbruin. Die herfs is hier, Sê Ekkie terwyl hy so ver kyk. een van die dae is dit winter hier, en dan is dit koud hier in die groot bos. En wanneer dit winter is daar nie baie blare of vrugte aan die bome nie. Dit beteken, ek sal my bene moet roer as ek genoeg akkers en kos in my spens wil hê, voordat daar niks meer oor is nie. Ekkie spring van tak tot tak, totdat hy op die grond onder die boom is. Ek sal nou moet begin akkers optel en bære vir die winter. Gelukkig is hier baie onder die boom. Ek moet hulle net in my spens pak. Ekkie se spens was in 'n groot gat, hoog in die akkerboom. 'n Houtkappervoeltjie wou lank gelede vir hom en sy vroutjie 'n nesie daar bou. Hulle het gekap en gekap met hulle snaveltjies, totdat daar 'n groot gat in die boom se dik stam was. Maar toe, op 'n dag, kom Sarel Slang daaraan en wou sien waar die houtkappers hulle nesie bou, sodat hy later die kuikentjies kon vang en opeet. Toe besluit die houtkappers om eerder hulle boomnesie in 'n ander boom te gaan maak. Hulle los toe die groot gat in die akkerboom net so. Toe Ekkie dit sien, was hy baie bly, want hy kon toe die gat in die boom sommer gebruik as sy spens. Ekkie tel fliks van die akkers onder die boom op en dra dit vinnig na sy spens toe. Hy spring weer rats af grond toe en begin verder soek. Hy soek nog so, toe hy hom byna boeglam skrik. Voor hom staan die mooiste eekhoringkie wat hy nog ooit in sy lewe gesien het. Hallo, Sê Ekkie ewe skaam. het jy verdwaal? Hallo? Ja, ek het bietjie verdwaal. Sê die ander eekhoringkie. Waar is jou huis? En wie is jou pa en ma? Vra Ekkie en weet nie mooi wat om te sê of te doen nie. Hy kan voel hoe sy hart sommer so wild klop. Doef, 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 doef. Die ander eekhoringkie lag sommer lekker toe sy sien Ekkie is 'n bietjie onkant gevang. My naam is Rikkie Eekhoring. My pappa se naam is Ekard Eekhoring en my mamma se naam is Karen Eekhoring. Ons bly nie in 'n groot bos nie. Ons bly nog aan die ander kant van boer se plaas. Maar die bome daar het almal afgebrand en my ouers het besluit om stad toe te trek. Ek wou nie stad toe gaan nie, want daar is te veel mense en karre en goed wat my kan seermaak. Toe kom ek na die groot bos toe, want hier is almal lief vir mekaar en lewe in vrede. Sjoe, Rikkie, jy's 'n baie dapper eekhoringkie. Jy het so ver geloop. Is jy nie moeg nie? Vra Ekkie ewe, Ag, so bietjie. Ek is eintlik net bietjie dors en honger. sê sy en gaan sit onder die boom. Sit net hier. Ek bring vir jou water en 'n paar lekker akkers. Ekkie draai om die water en akkers te gaan haal. Toe draai hy weer terug na Rikkie toe. Ek wou nog sê, my naam is Ekkie Eekhoring en ek bly in hierdie akkerboom. My mamma en pappa het ook hier gebly, maar hulle het getrek. Rikkie wou nog iets sê, toe is Ekkie op met die boomstam. En dit was nie lank nie, toe staan hy weer onder die boom met 'n akkerdoppie water en 3 groot akkers in sy hande. Hier is vir jou water en 'n paar akkers. Ek hoop jy geniet dit, Sê Ekkie trots. Baie dankie, Akkie. Dit gaan baie lekker smaak. Rikkie drink van die water en begin toe smil aan een van die akkers. Bly jy alleen hier in die akkerboom, Akkie? Vra Rikkie. Ja, wat? Hier bly 2 ander geitjieboeties ook, maar hulle is terug na die bakkraans toe. Hulle het gesê hulle gaan bietjie kuier by hulle oupa en ouma. Hulle sal seker weer terugkom as die winter verby is, Sê Ekkie en kan sien hoe lekker Rikkie eet. As jy wil, kan jy hier by my in die boom bly. Hier's baie plek. Sê Ekkie effens skaam. Dis baie gaaf van jou, Akkie. Ek het nog nie eens gedink voor ek vanaand gaan slaap nie. Sê Rikkie.
En Ekkie kan sien, Rikkie se oogies wil nou net toeval. Jou arme eekhoringkie. Ek kan sien jy's baie moeg. Kom, dan wys ek vir jou waar daar 'n lekker warm en veilige plekkie in my boom is waar jy kan slaap. Niks kan jou daar pla nie. Daar is ook akkerblare. Jy kan onder die blare inkruip, dan sal jy nie koud kry nie. Kom, ek wys jou, sê Ekkie en begin opspring in die boom. Rikkie laat glad nie op haar wag nie. Sy spring net so rad soos Ekkie. Hoog in die boom wys Ekkie vir Rikkie die mooiste diep mik tussen 4 groot takke. Hoi, Ekkie, het is vir jou 'n pragtige nes. Ek gaan sommer baie lekker slaap hier vanaand. Baie dankie, sê Rikkie en gee sommer so 'n lang gaap. Nou toe dan, dis 'n groot plesier. Ek is bly jy hou daarvan, sê Ekkie. Kyk, die sonnetjie begin alweer vroeg ondergaan. Slaap jy nou lekker, dan gesels ons môre verder. En jy moenie bekommerd wees nie. My nes is net hier langs joune. Jy sal heeltemal veilig wees. Baie dankie, Ekkie. Ek is seker ons gaan sommer baie goeie maats word. Dankie dat jy so vriendelik en behulpsaam is. Môre moet jy maar asseblief alles vertel van die groot bos. Sal jy? Vra Rikkie mooi. Maar natuurlik sal ek. Hierdie groot bos is die spesiaalste bos in die wêreld. Maar kom ons slaap eers. Môre kan ons lekker gesels. Dan tel ons sommer akkers op en kom bære dit in die spens. Een van die dae is dit winter hier en dan is hier nie meer akkers in die boom of op die grond nie. Ek sal jou graag help. As ons saamwerk is die werk sommer gou-gou klaar, sê Rikkie. Ja, en dan wys ek vir jou hoe lyk ons groot bos, sê Ekkie. Daardie nag het Rikkie heerlik geslaap. Sy het sommer weer gevoel asof sy 'n huis het en dat daar iemand is wat vir haar omgee. En nou Ekkie, hy was so bly dat hy weer 'n nuwe maatjie het en dit nog 'n eekhoring soos hy. Ag, die liewe ou Ekkie. Hy het darm nou mooi maniere, né? Kom ons kyk weer, hoe mooi het jy geluister. Oupa Uil gaan weer vir jou 2 vragies vra en na die vraag gaan daar 10 sekondes wees vir jou om te dink oor die antwoord. En as die 10 sekondes verby is, gaan daar 'n klokkie lui en dan gee oupa Uil vir jou die antwoord. Goed, hier is die eerste vraag. Wat het Ekkie eekhoring bymekaar gemaak om in sy spens te bære? Hier is die antwoord. Ekkie eekhoring het akkers bymekaar gemaak. Hier is die tweede vraag. Wat is die naam van die eekhoringdogtertjie wat by Ekkie aangekom het? Hier is die antwoord. Die eekhoringdogter wat by Ekkie aangekom het, sy naam is Rikkie eekhoring. Mooi geantwoord. As jy die Storiekas wil ondersteun met 'n finansiële bydrae, volg asseblief die skakel op ons sosiale media.